Goeiemôre, dit is maandagoggend 4 Mei 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En hierdie afgelope naweek het ons die Rebelliefees daar in Douglas bygewoon en dit geweldig baie geniet. Môre aand, tydens die Superklets aand, gaan ek gesels rondom die Rebelliefees en die hele gedagte daar agter en wat alles daar gebeur het, asook hoe voel dit om tussen mense van jou eie kultuur, jou eie dinge doen, jou eie taal, musiek te hoor, wat doen dit aan 'n mens se binneste? Dit dan môre aand, die 5de Mei om 7 uur, op die Superklets aand. Gesels ons, ek gaan dit oopgooi vir almal om te kyk, sodat julle ook die ervaring wat ons beleef het, saam kan meemaak. Nou daar is 'n waarskuwing uit vir vandag. Ek het verlede week gepraat rondom die proteste teen buitelanders, die operasie Dedula, wat dan as oogmerk het om die onwettige buitelandse immigrante in Suid-Afrika terug te dryf, te verjaag, sodat werk aan Suid-Afrikaners gegee kan word. Daar's baie miljoene onwettige immigrante in Suid-Afrika. Ons kyk na verskriklike getalle, by die 30 miljoen onwettiges wat in die land is. Natuurlik met oop arms deur die ANC ontvang as sogenaamde skuld vir die destydse anti-apartheid stryd wat gehandhaaf was. Daar sprake dat die Lebombo grenspos vandag daar by Komati Poort en dan ook by Ponte de Ore tentatief gesluit gaan word, afhangende van wat in Suid-Afrika plaasvind. Want vandag is dit die hoogtepunt van hierdie optrede van Dedula. En die optrede teen buitelanders, en daarom het Mosambiek hulle burgers gewaarsku om nou uit Suid-Afrika uit te bly en dat hulle ook geen Suid-Afrikaanse vragmotors of dan besoekers heiliglik die land gaan binnelaat nie, maar dit is tans slegs vir vandag. Ek het baie gedoen vanoggend vroeg om te probeer uitvind hoe seker is ons daarvan dat dit gaan gebeur, en ek kon nêrens 'n bevestiging daarvan kry, behalwe vir die oorspronklike verklaringe wat deur die Mosambiekse Departement van Buitelandse Sake uitgereik was vir reisigers na en van die land. So, miskien beter vandag om nie die grens te probeer kruis nie, wag vir 'n dag of 2, 3 voordat julle dan die grense kruis na Mosambiek. Bly uit die moeilikheid uit, wees versigtig, bly uit die protesareas uit en hou die situasie fyn dop. Hou 'n oor op die grond en luister wat daar gesê word. Baie interessante verwikkeling daar in Rusland en Oekraïne, waar die oorlog nog steeds voortgaan. Maar die fokus het 'n bietjie geskuif na die oorlog tussen Iran en Amerika in die Midde-Ooste. Nou ja, Oekraïne het oorleef vir 'n hele klompie jare as gevolg van die Amerikaanse hulp, die Amerikaanse wapenstelsels, die feit dat daar Abrams tanks gestuur is, F-16's gestuur is, ook die Challenger tanks van Brittanje en 'n klomp Leopard tanks dan ook van Duitse oorsprong wat na Oekraïne gestuur was. Maar dit alles het nie 'n effek op die sukses van die oorlog gehad nie, en Donald Trump het dan ook nou in 'n perskonferensie het hy openlik gesê dat Oekraïne het klaar die oorlog teen Rusland verloor. Dat daar niks meer is wat Oekraïne kan doen om die oorlog om te keer nie,
dat daar geen wonderwapens bestaan wat die situasie kan verander nie en dat Oekraïne basies die grondgebiede sal verloor. Dan beteken dit dat Rusland het sy doelwitte met hierdie spesiale militêre operasie bereik en Donald Trump beklemtoon dan die nutteloosheid van die feit om verder geld in 'n oorlog te stoot wat klaar verloor is. Hy sê die enigste mense wat glo dat hierdie oorlog gewen kan word deur Oekraïne is die hoofstroom media wat die globalistiese idee van 'n wonderwerk oorwinning verkondig en versprei. En dit, sê hy, gaan nie gebeur nie. Ons sien dan ook toenemende samewerking tussen Putin en Trump ten opsigte van die globalistiese elite, hoe daar opgetree word, hoe Rusland eintlik soortgelyke aksies neem en waar Amerika van sy kant af aksies neem om dan uiteindelik hierdie globaliste te, noem dit maar, te ontman, hulle mag weg te neem, hulle mag te ondermyn, hulle mag wat hulle op die hele wêreld afgedwing het, deur skuld, deur beheer en deur oorlog. So ons bereik die punt waar dit gebeur. Nou, is dit ook interessant, dat ek net hier wil noem en wys vir julle, is dat op X word het gedeel hierso, the United States is openly questioning the value of its long-standing alliance with Europe. Dis nou NAVO, the North Atlantic Treaty Organization, of NATO, NAVO, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, wat na die Tweede Wêreldoorlog, toe die sogenaamde Koue Oorlog ontwikkel het, was dit gestig as 'n teenvoeter vir die Sowjetblok wat bekend gestaan het as die Warsaw-pakt. Nou die Warsaw-pakt, weet ons, het met die val van die Sowjetunie tot 'n einde gekom, die reunifikasie, die hereniging van Duitsland wat plaasgevind het, en op die ou einde van die dag was daar geen rede meer vir 'n organisasie soos NAVO om te bestaan nie, want NAVO was, en hoor die woorde, Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, en hulle is gemik daarop om Europa te beveilig, te beskerm. Dit was nooit veronderstel om 'n magtige aanvalswapen te word nie, en dit is eintlik waarheen die globaliste hierdie situasie dan gedruk het. Nou vra hulle die vraag, en soos Marco Rubio dan ook daar sê, hy sê, as Amerikaanse magte nie op hulle NAVO-bondgenote kan staatmaak vir die gebruik van hulle lughawens en vliegvelde om in die oorlog teen Iran te benut nie, dan is hulle nie meer werklik vriende nie en kan Amerika nie voortgaan om saam met hulle te werk of om Europa te beskerm nie. Nou ons weet dat Europa homself nie kan beskerm nie en dat Amerika 'n integrale, baie belangrike rol speel en dat die hele NAVO eintlik gebou is op die krag en die mag van die Amerikaanse weermag en natuurlik op die fondse soos verskaf deur die Amerikaanse weermag. Nou lyk dit asof die vraag gevra word of NAVO dan 'n eensydige sekuriteitsooreenkoms het met Amerika, is dit dan nou net Amerika wat moet help en die res van die NAVO-lidlande help nie. Nou ons het gesien hoe daar gesê was deur verskillende Europese leiers dat hulle geensins toegelaat of Amerika gaan toelaat om aanvalle vanaf hulle grondgebied te doen nie. Nou dit het begin as 'n politieke retoriek wat dit gesê is en toenemend het ons die punt bereik waar ons gesien het dat dit stadig maar seker 'n werklikheid gaan word dat Donald Trump wel Amerika uit die NAVO verdragsorganisasie gaan uitneem. Maar dan ook het hy verder gegaan en sê hy hierso dat
Trump has the guts for this. The US troops withdrawing from Germany, the first batch of 5,000 US troops is immediately starting to pull out. Trump said this is just the beginning, and he pointed out that Spain and Italy won't be spared either. Spain got a left-wing nutjob government, typisch soos Donald Trump dit sal stel. Let them go nuts on their own, en dan vaar hy ook uit teenoor Meloni in Italië, alhoewel daar nou vanoggend weer foto's is waar hulle saam sit en gesels en saam beplan om Europa weer great te maak. Let's make Europe great again. Nou ja, die eerste Amerikaanse troepe is dan besig om te onttrek uit Duitsland uit, en dan sê Donald Trump baie hard en duidelik, America doesn't need NATO. NATO needs America. Saving America taxpayers' money and no longer feeding ungrateful freeloaders is a good thing. So hier ondervind ons ook 'n verskuiwing, maar dit beklemtoon dan in 'n sekere sin die ondergrawing van Donald Trump, van die globalistiese elite, die banke, die geldmagte, die deep state, en dan uit die aard van die saak, die oorlogsigtiges wat met alle mag Rusland wil vernietig. Nou, dis 'n mondvol wat hy gesê het. Hy verwyder die troepe uit Duitsland, en die eerste troepe is op pad. Miskien is daar iemand wat my meer inligting daaroor kan stuur, maar dis wat ek nou in hierdie oggend optel, die grootste gebeurtenisse tans in die wêreld is. So, dit lyk of hy wel wil vrede maak met Iran, maar Iran en die VSA is ver van mekaar af ten opsigte van dit wat elkeen demand as voorwaardes vir die einde van die oorlog, maar op hierdie stadium lyk dit asof dit so op 'n stilstand is, asof hierdie skietooreenkoms wat hulle aangegaan het, skietstilstand, of dit hou, en of daar tans dan geen direkte konfrontasie tussen Amerika en Iran is nie. Ons moet maar kyk wat daar gaan uitspring, hoe dit gaan ontvou oor die volgende klompie dae, en mits daar vrede gemaak kan word, sal ons in 'n groter oorlog betrokke raak. 'n Oorlog waarvan NAVO nie wil deel wees nie, en nie hulp aan Trump en Amerika wil verleen nie, en dan sien ons die gevolge daarvan, waar Donald Trump dan nou hulle troepe uit Europa begin onttrek. Wees veilig vandag, wees op die uitkyk vir wat ook al kan verkeerd loop, protesoptogte, en mense is vry om alle inligting wat hulle het deur te stuur na ons inligtingshub, waar hierdie inligting dan verwerk word, totdat ons bewysbare inligting het, dat daar seker goed plaasvind, en dit alles stel ons in staat om 'n baie breër en meer ingeligte prentjie en besluite te neem ten opsigte van die situasie in Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is môreoggend weer terug by julle, en onthou, môre aand praat ons kultuursake en rebelliefees. Mooi loop.